Goeiemôre, ek hoor 'n gedruis. Wat gaan aan hier om my? Ek hoor 'n gedruis. Kom ons kyk wat gaan hier aan. Ek staan hier by my huis. Hier kom 'n magte menigte mense aan. Wat gaan hier aan? Ja. Okay. Kom hier! Wat kry julle? Was dit lekker? Think about Jesus. Amazing. Respect. School of Fire. Respect. School of Fire. Respect. Nou môre, wat gaan hier aan? Ek het nou amper weggehardloop en my ganne gaan haal, maar toe sien ek julle is eintlik vredelievende optog. Nou kom ek hoor 'n bietjie wat het Iemand wat graag 'n boodskap wil deel. Ek het weggehardloop van my familie af, ek het weggehardloop van realiteit af, ek het weggehardloop van die hof af, van die tronk af, maar nou het ek die Here gevind. Jo, kragtig. Amen. Ek was 'n tuinman gewees en Op hierdie gras. en Dis hoekom hy so droog is. die Here het my uitgekom haal. Hy het gesê, "Andrew, jy behoort nie tyd, jy moet gaan en siele gaan wees vir my." Jo! 'n Tuinman en nou, daar's niks fout met 'n tuinman nie. Hulle doen ook goeie werk, maar en jy het nou 'n sendeling geraak. Ja. Jo, prys die Here. Wag, kom ons hoor net gou. Kom ons hoor. Hallo. Okay, bye. Hallo. Okay, wie is daar nog? Wag, wat wil jy sê? Ek het iets, die rooi gisterand toe droom ek oor hierdie marlynvis, hierdie vis met die verskriklike sterk neus. En ek sien hoe sukkel hierdie vyand om die ding in te kontrol. En wat dit vir my sê, die vyand probeer ons so uit God se plan uittrek. Hierdie vis beklei lewe en dood om terug te gaan in die water. Ons is geroep om daardie water te wees wat lewe gee. Ons is geroep om uit te gaan en die evangelie te verkondig. Beklei vandag met alles wat jy in jou het om teen die vyand se werke te gaan, sodat jy 'n roeping kan uitleef in die see waarin God jou plaas, sal hy maak dat jy op die water loop. Miskien wil sy nou iets sê. Wil jy nou iets sê? Ek was uitgered deur oom Roos uit die plek uit waar ek was. Okay, kos nou met sommer human trafficking. Okay, en as daai een is wat haar gesig nou herken het en jy wil haar weer kom haal hier, don't try this at School of Fire. Don't try this at School of Fire. You must never come and kidnap somebody here. Don't try that at School of Fire. Okay, ons mag hier, ek wil net 'n laaste ding sê. Kom ek haal sommer skrif aan. Lukas 16 vanaf vers 19. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra. En elke dag weelderig gelewe. En so was daar 'n man met die naam van Lazarus, 'n bedelaar. Hy het verlang om net die krummels wat van die ryk man se tafel val te kan eet. So is die bedelaar Lazarus dood. Want hy was wedergebore bedelaar. En hy is weggedra deur die engele na die boesem van Abraham. Want Abraham is mos in die hemel. Jesus vertel die verhaal. Toe was daar nog, kan jy gesien het die een na die ander. Nou kan jy nie meer sien die ander is by die plek van pyniging en die ander verstaan wanneer die hel kom nie. Miskien kan jy dit nou nog sien. Ek bly mos nou nie daar is, ek weet nie. Maar ja, nog een, ek gaan nie by die pyniging doen. Maar okay. Amen. En die ryk man het gesterwe. En terwyl hy hom begrawe, sê die Bybel, was hy al in pyniging. En die volgende oomblik sien die ryk man vir vader Abraham en Lazarus. Hoor wat sê hy vir Lazarus? Hierdie ryk man het nog steeds die arrogantheid. Hy sê, stuur vir Lazarus. Stuur hierdie arbeider. Stuur hierdie man. Ek is die ryk man. Laat hy sy vinger in water steek en my tong kom verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Hy sê dit al met 'n ander noot, want hy kry vir hom.
Daar's niks fout met 'n ryk man nie, maar 'n onbekeerde ryk of arme man wat arrogant is, baie fout. En Vader Abraham sê vir hom, het jy geweet dat jy die goeie in die lewe gehad het? Maar so Lazarus die slegte. Nou lê Lazarus lekker en jy lê smarte. En dadelik, hoor hier, verstaan 5 minute in die hel, 5 minute in die pyniging, 4 minute, 3 minute, maak die saak, ek is 'n teoloog wat uitgewerk het, hoe lank was hierdie ou nou met die gesprekkie. Maar hy sê die volgende, die ryk man kom skielik tot inkeer. Nie die Heilige Gees oortuig hom nie. Nee, nie in die hel nie. Die vlamme oortuig hom. Die vlamme, hoor hierdie woord, oortuig hierdie. Heilige Gees is ons soete gees, ons mooi gees, hy oortuig ons nou, en ons moet nou luister. Maar hierdie ryk man wou nie luister toe die Heilige Gees praat nie. Hou asseblief op rokery, ryk man met jou sigaar. Ryk man, jy met jou drank, jy met jou porn, jy met jou swingery, jy met jou hoerery, hou asseblief op. Ek is die mekkie van die plekkie. Ek besluit. En weet jy wat gebeur? Die vlamme oortuig hom. En skielik sê hy hierdie woorde. Hoor gou mooi, hy sê nie hy wil bekeer nie. Wat tog 'n belangrike topik is. Hy sê nie, ons kry blessings by God as ons saai nie. Hy praat nie van al daai wonderlike topics wat ons in die kerk mag preek oor nie. Hy sê nie, ja, die Here wil genees nie. Belangrike topics. Hy sê hierdie topik wat Jesus in Matteus 28 vers 19 gesê het. Hy sê, kan julle nie iemand na my broer se huis toe stuur nie? Hy raak skielik van evangelisasie bewus. Hy raak bewus, God wil hê siele moet gewen word. Hy dink eers meer aan sy eie siel. Hy sê, kan iemand na sy vader se huis gaan en sy 5 broers waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie? Hoor nou mooi, as jy vandag iemand waarsku, moenie in die plek van pyniging kom nie, dan sê die pastoor, moenie mense bang maak met die hel nie. Hierdie ou uit die hel uit sê, gaan waarsku hulle, dat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Dit staan in die Bybel, maar die pastoor wat liewer is vir tiendes as vir 'n siel, sê, moet nou nie so hard praat nie. Smeer hom botter om sy mond, dat hy sy tiende gee, totdat hy eendag in die hel is. Hoor gou mooi. En wat sê Vader Abraham vir hom? Niemand gaan nie. Uit die hel uit en ook nie van die paradys af. Dit is in die paradys. Iemand gaan nie. Want hulle het Moses en die profete. Wat het hy vir hom gesê? Hulle het mos gehad, Moses se wet, daai tyd, dis voor Jesus gekruisig is, en die profete Jesaja, Jeremia, almal. So, in vandag se terme sal hulle sê, hulle het die Bybel. Niemand gaan hulle gewaarsku nie, hulle het die Bybel. Maar nou is ons op die aarde, en ons moet gaan waarsku. So kom ek en jy gaan waarsku die mense, om nie in daardie plek te kom nie. Dankie vir julle almal, julle is pragtige mense, ek wil net so bietjie, sommer net hier en daar, en as ek nou nie oor jou praat, jy moet nie sleg voel. Ek hoor nou die dag van die kragtige profesie. Ja, oom. Vertel hardop. Het was spesifiek geëim op my. Dis laasweek. Ja, het was op die uitreiking daar en om 'n bietjie mee. Nee, ek kan jou nie hoor nie, jy praat te sag. Die pastoor het eers gepraat van Destiny en Stefan het my begin kyk En jou naam is Destiny. Nee, is Destiny. Ah. En later toe sê die man, maar die man verjaar 22ste June en ek was ou man daar wat daai dag verjaar. En jou naam is Destin en hy praat van Destiny. Ja, oom. Ja, dis 'n profeet wat hy's op die bal. Hy's op die bal, sommer net so hier en daar. Jy, vertel, jy's 'n kaalnaler gewees in Mooinooi. Karre gesteel. Tik. Wat nog? Hy is ingebreek, ek het Moenie die adres gee nie. Hy ou gaan jou kom soek. En hom gaan ek toelaat. Ja, ek het karre gesteel om reis, ja, op 'n plek ingebreek. Ek het dobbelhuis geroof en so aan Jesus om reis. En nou? As ek bekeer en ek's by die Here nou om reis. Amen. Is dit nie mooi nie? Sorry, ek sluit julle op. Baie goeie ouetjie. Baie oulike ou, hy moet nooit weggaan nie. Hy moet nooit weggaan nie. Hulle swys te lekker. Te oulik. Hy verjaar. Hey, kom ons sing gou vir hom 'n spierliedjie.
I don't know what I've been told. I don't know what I've been told. Mikey head is getting old. Mikey head is getting old. Don't you worry, don't you fear. Don't you worry, don't you fear. It only happens once a year. It only happens once a year. Ek is maar bly only once a year. Happy birthday! Happy birthday! Mike, jy is 'n maand hier. En die dag toe jy aankom, toe los jy die sigarette. Jy het nog, ek onthou toe as jy doop by my verking, jy het 'n engel van die dood tattoo, al daai goed. En jy los die goed en jy dien God. Jy's gaan ver kom. So baie geluk met jou verjaarsdag hoor. Almal daar buite bid vir Mike. Pastoor Mike binnekort. Pastoor Mike, smile so 'n bietjie Mike. Daar's meisies wat ook kyk hoor. Daar's meisies wat kyk daar. Nee, het jy gesien toe sê meisies? Toe wil hy nie meer smile nie. Hey, jy sê jy het 'n oom in die meubelhandel. Joshua daar, jy daar op die straat geslaap. Ja, oom, 4 jaar op straat, dwelms, steel. Is God nie wonderlik? Laat hy misdadigers vat, laat hy ons wat sleg is vat, ou Stanley. En hy maak van iets. Jy sê ek was ou dronkie man. Jy moet weet hoe sleg was my vrou. En die Here het tot vir haar gered. Nou. Sy is nog nie naby nie so. Daggy. Jy lyk vir my altyd soos 'n Jy lyk vir my altyd soos hierdie ouens, ek weet nie was daar oorlog in 1940 nie, maar met 'n hoedjie op jou kop, ek sal jou, as daar nou 'n akteur moet gekies word vir 'n vliegtuig in 1940 se oorlog. Met, jy weet hy wat hulle die ronde dingetjie op die kop sit, sal ek jou kies. Jy het daardie in die film, jy slaan. Jy hoef nie gekaas te word nie, jy ry die vliegtuig. En dan die volgende ou as Magnum PI doodgaan is jy. Daggy, sê net vinnig, het jy Jesus lief? Ek het Jesus baie lief, oom. As ek nie nou hier was nie, was ek 10 teen dood en ek het gebrand in die hel, oom. So was jy stout ou? Ek was stout, oom, en ek het baie dwelms misbruik in en uit in rehab en hierdie. Jy sê misbruik, ou kan hom so 'n bietjie matig gebruik. Ja, nee, oom, nie meer nie, oom. Nie meer nie. Okay. Wonderlik. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Hoe jene, ek gaan net sê en dan moet ek hierdie gesig wegvat want as die boere dit hoor, uit boere se plase in die brand steek. Maar kom ons gaan weg. Kom ons weg. Kom ons praat later. Hier's te veel mense. Hier's te veel mense. Ons kan nie almal hê. Te veel mense. Hy sê nou die dag vir my. Daai liedjie wat sê, hoor gou mooi. There's a roof above my head. Dis 'n mooi liedjie daai. And there's food on my table. Dan is jy geseën. Hy sê vir my om rooi is. Toe ek gebore is onder die brug in Kempton Park op die straat op bokse, daar was 'n roof above my head. Ja. Kyk, wat het gister gebeur toe jy vir 'n vrou bid wat swaksiende is, plus kopseer het. Jy wat op die straat gebore was, wat het gister gebeur? Yesterday we were on an 8-tray gun. You can speak English. No, I must speak Zulu. Yesterday I was on the 8-tray gun. Harder. With Pastor Jaco and Pastor Stefan Visser. And then there was this lady that said that she needed prayer and she was praying to God, can God send her someone? We wanted to walk past her, but I stopped Pastor Jaco. I said, let's go pray for her. You listen to the Holy Spirit. That you call that. Then we went back and he said that I must pray for her. So Pastor Jaco asked her, what's wrong? She said, no, her head is sore and she can't see properly. So he said, I must lay my hand on her head. And then I prayed in English and he translated in Afrikaans. And then as soon as I was done praying, we asked her, how does she feel? And she said that she's healed. Man, is eintlik die Afrikaanse gedeelte. Dis eintlik die Afrikaanse gedeelte wat dit gedoen. Nee, net ou grappie. Net ou grappie. Ek gaan net so deur julle eie skillers. Julle is pragtig. Meisiekind, ek wil net laat hulle hoor. Almal kom hier na toe met hulle op dwelms. Jy het gekom omdat jy 'n sendeling wil word. Amen. Ek hou daarvan. Hoe gaan dit met jou? Sê net vir die mense, jy dien die Here nou. Ek dien die Here. En dit is waar? Anel dien die Here. Okay, ek kan nie julle almal vandag op. John Chocho wil net iets sê. Gooi hom. Hy het ook hier gekom met dwelmsie. Hierdie man het nie moeilikheid nie. Hy wil vir die Here dien. Gooi hom brother. Ek het gekom van 'n kerk af en ek is hier om te siele te wen. Ek is hier om te die wêreldse goede van die Here weet wat om soek op die regte tyd na die regte. Nee, maar praat reguit man. Jy's hier om rookbom toe te loop. Jy's hier om siele te. Ja. Okay man.
Luister, dan groet ek julle daar almal en dan het hierdie optog vandag baie mooi geëindig. Wil jy iemand stuur wat ook dwelms is, wat issues het, iets, stuur hulle na the Miracle Place toe en kontak my. Ek sal net gou bo by die post, sal ek die nommer sit en op die comments, sal ek pastoor Wally se nommer sit, jy stuur vir hom 'n WhatsApp en jy sê ek het iemand met dwelms en jy sê jou e-posadres en dan kan jy stuur. Jy kan ook oor die pos studeer vir pastoor en dit, ek gaan net Ansori se nommer sit, dan stuur jy weer vir haar 'n e-mail as jy oor die YouTube wil studeer. En dan natuurlik kan jy voltyds iemand hiernatoe stuur vir sendeling, pastoor, evangelis, beraader of iets. En dan het ons hierdie ding volunteer. Dit beteken iemand wil net uit die situasie uitkom, hy was in situasies, of hy wil vir hom 'n CV opbou of iets, en hy sê, ek gee 6 maande, ek kom help julle met swys, of ek kom help julle met by die boerdery van die varke, of van die krokodille of iets, en ek bou my CV op, en ek wil net uit my environment uitkom. Dit is volunteers. Nou ja, daar is die hele pakket, sorg dat jy nie eendag in die plek van pyniging is nie. Nou ja, hierdie stukkie blou op my oog, nee, ek is nie so geslaan nie, die wat ek so deur mekaar is, ek is so gebore. Ok, die Here is baie lief vir julle, hier is 'n ou wat 'n blou oog het, waar is hy? Ek wil sy oog wys, ek wil net sy oog wys. Hy is ons leier se oog, en pa, jou seun het hom geslaan. Hoekom het jy hom geslaan? Oom het my kom skoor soek. Okay. Nou ja, daar's vrede. Die Here seën julle almal. Dien die Here of braai.